En welkom julle ook hier op Facebook. Ons gaan 'n bietjie praat, ek gaan nou hierdie gedagte koppel. Die ete van volmaaktheid. En gaan 'n bietjie praat oor die tradisionele manier van nagmaal. Maar ons gaan dit koppel die ete van volmaaktheid. Amen. Ek dink die kerk, die kerk het dit reg gekry, of godsdienst het dit reg gekry, om mense altyd onwaardig te laat voel. Daai is godsdienst se strong point. Godsdienst major daarin om die mens onwaardig te laat voel. Een van die dinge wat, kyk vir ons wat uit die Pinksterkerk het kom, Saterdaande, as dit nou môre nagmaal is, dan is Saterdaande 'n skoonmaakdiens. Is 'n reinigingsdiens vir die nagmaal môre. Nee. Nou kyk gou hier. Kyk net, ek wil net hê jy moet kyk hoe absurd dit is. Jy maak, voor jy nou vir jou gaan bad, was jy jou. Maak dit sin? Maak jy jou skoon voordat jy jou gaan was. Dit maak mos nie sin nie. Right. Nou maar weet julle wat, as ons nou sê ons het 'n skoonmaakdiens die Saterdag aand vir 'n nagmaaldiens die volgende oggend, is eintlik jy maak jou skoon vir om môre gewas te word. Sien jy? Want wat sal hulle sê? Wat is die rede vir die bloed vir die reiniging, nee? So jy moet jou eers reinig voor jy gereinig word. Nou het jy dan nou môre se reiniging nodig as jy jou die vorige aand gereinig het? Jy het dit mos nie nodig nie. Right. So dis hoe ons groot gemaak is. As jy nagmaal gaan eet, dan moet jy skoon wees. Is mos so. Right. Nou eet jy jou eers vol voor jy gaan eet. Verstaan jy? Jy's honger. Die rede vir ete is omdat jy honger is. Jy kan jou nie eers vol eet vir 'n ete nie, né? Dis soos jy maak jou skoon voordat jy jou skoon gaan maak. Jy eet eers vol voordat jy gaan eet. Ek het eendag so 'n dingetjie gelees van 'n ou wat ken jy, daar's maar manne wat mos verskriklik kan eet, né? Ek weet julle weet daar's eetkompetisies ook, né? Wie eet die meeste? Nou hierdie ouetjie, hy kon insit. Maar by die kompetisie toe faal hy. Waar hy gewoonlik so 30 hotdogs eet hy by die kompetisie maar net so 7. Nou vra iemand van hom, "Jong, nou wat het daar gebeur?" Hy sê, "Man, ek het geoefen gestaan." Sien jy? So sy oefenry was, hy het ingesit die vorige aand vir die volgende oggend se kompetisie. Right. So jy oefen nie as jy weet jy moet gaan eet môre oggend nie, né? Right. En dis wat ons eintlik deur die nagmaal geleer is, jy eet of jy maak jou skoon, jy moet jou eers waardig kry, en dan het ons die gedeelte uit konteks het gemaak, wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Maar ons weet nie, wat sê dit regtig nie. Dit beteken dat as ons nou self skoon kry, môre gaan ons nagmaal het, en is dit. Amen. Maar as ons bietjie kyk na die nagmaal in die konteks van waarvan dit vir ons gegee is, en dan gaan ons lekker aansit by die tafel. Amen. Amen. Nou ek moet vir julle sê, die ding het oor die jare verander. As dit regtig as dit nou, ons noem dit nou nagmaal. Maar as dit, en dan die Bybel koppe die laaste ete, daai voor Christus moes nou gaan sterf. Maar 'n ete is nie 'n glasietjie en 'n klein krekkertjie of 'n klein stukkie broodjie nie. 'n Ete is 'n maaltyd. So dit was eintlik 'n maaltyd. Amen. Met jou glas wyn en jou brood en whatever ook al wat dit was. So, Exodus hoofstuk 12, gaan ons net so 'n paar goedjies kyk eers. Gaan ons na die Nuwe Testament toe. Julle weet die Ou Testament is gewoonlik 'n skadu van die Nuwe Testament. Right. Nou, as die ouens, sê nou 'n familie of 'n man,
het 'n lammetjie gebring vir sy offer, nee. Wat het die priester geondersoek? Het hy die man geondersoek of die lam? Hy het die lam geondersoek, nee. So die lam moes wees sonder gebrek, hy moes rein wees, hy moes nie siek wees nie, die lam moet gesond wees. So as die lam die toets geslaag het, nee, rein sonder gebrek, vlekkeloos, as hy die toets geslaag het, dan was die man vry, nee. So die man se toets het gelê in die lam. As die lam oké is, dan is die man of die volk oké. So die man ondersoek hom nie eenself nie, want hy weet ek het big time gefail. Daarom bring ek 'n lammetjie. So die volk het ook 'n lam gebring. So as die lam oké was die volk oké. Nou dink julle, Johannes hoofstuk 1 vers 29 sê, daar's die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. So die lam is oké, nee? So as die lam oké is, dan beteken dit, jy's oké. Jy moet jou nie self ondersoek nie. Die lam moet ondersoek word, want jou onskuld, jou heiligheid, jou regverdigheid lê in die lam se heiligheid, se onskuld en se regverdigheid. In jou vlees is jy dit nie. Dis hoekom daar 'n lam is. So die priester ondersoek die lam, en as die lam oké is, dan is jy oké. Right. Exodus stuk 12 vers 5. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke kan julle dit neem, en dan weet ons wat gebeur. Hulle moes die lam slag, en dan moes hulle die bloed van die lam by die deurposte smeer, en in daai nag, as die verderwer daar verby sou kom, dan sou die doodsengel sien, hier is bloed, dan gaan hy verby. Die bloed was nie vir God nie, die bloed was vir die engel van die dood. Soos die engel van die dood daar verby gekom het, dan het die engel gesien, hier het iemand klaar gesterwe, so hy kan nie hier ingaan nie. Nee, hier het iemand klaar gesterwe. So daai lammetjie wie gesterf het beteken dat die mense daar binnekant het klaar gesterf. Amen. So jy kan nie nou nog weer hier ingaan nie. Yes. Right. As jy Efesiërs stuk 2 lees, of kom voor, hou jou Bybel daar, So die lammetjie moes vlekkeloos wees, né? Sonder gebrek. En die doodsengel kon niks doen. 2 Korintiërs stuk 5, gaan gou daar. Die engel kon niks doen aan die huis wie hy die bloed gesien het. 2 Korintiërs stuk 5, vers 14. Enige prediker wat nog nooit 2 Korintiërs 5 vers 14 gestudie het nie, verkondig nie die evangelie. Dis nou 'n bold statement. Vers 14, 2 Korintiërs stuk 5. Want die liefde van Christus dring ons, en dan vers 15, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Wow. As een vir almal gesterf het, dan het wie gesterf? Almal. Is julle by? So daai een lammetjie, vlekkeloos en rein, sê, almal in die huis het gesterwe. Yes. So ons kan nie nou nog weer hier ingaan nie. Ja. Right. Want die reinheid van die lammetjie beteken die reinheid van die mense in die huis. Amen. Maar dit is saak wie in die huis is. Die lam sê die mense hier is oké. Amen. So as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Amen. Halleluja. So die oomblik wanneer ons na die tafel toe gaan, dan sien ons die hele wêreld het gesterf. Yes. Jy het gesterf. Yes. Die ou mens. Galasiërs stuk 5 vers 24 sê,
dat wie aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Amen. Romeine hoofstuk 6 sê, dat weet julle nie, dat die oude mens saam met hom gekruisig is. Halleluja. Die ou mens het saam gekruisig. Galasiërs 6 sê, ek is met Christus, of althans, eers Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met hom gekruisig. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ in me. Halleluja. En is me. Right, so, een sterf vir almal, almal sterf. Die hele wêreld het deur die een lam gesterf. Amen. Halleluja. Halleluja. This is the gospel. Amen. Ek het ons leer het geleer, jy moet die vlees kruisig. Galasiërs 5:24 sê, die vlees is gekruisig. En as jy die vlees probeer kruisig, dan werk jy teen God wat reeds jou vlees in Christus gekruisig het. Amen. Halleluja. Amen. So jy moet nie die vlees lewend sien nie. Jy moet die vlees dood sien om die dood van die vlees te manifesteer. Amen. Ek sê dit weer. Jy moet nie die vlees lewend sien nie. Jy moet die vlees dood sien om die dood van die vlees in jou liggaam te sien manifesteer. Maar omdat jy die vlees lewendig sien, en manifesteer die lewe wat jy sien binne in jou. Een vir almal gesterf. Amen. En nou reken ons die ou mens dood. Kom ons gaan gou na Galasiërs 6, sorry. Julle is hier, né? Dagmaal gaan vir jou ander betekenis hê vandag. Right. Kom ek begin. Kom ek begin by vers 8. Romeine hoofstuk 6. As ons dan saam met Christus gesterf het, wat het 2 Korintiërs 5 vers 15 gesê? As een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. So, dit wat jy nou sien van jou in die vlees, is nie jou werklikheid nie. Is julle by? Die pyn in jou liggaam is nie jou werklikheid nie. Die armoede wat jy experience is nie jou werklikheid nie. Die gebrek wat jy experience is nie die werklikheid nie. Die sonde in jou vlees is nie jou werklikheid nie, want jy het gesterwe. Right, so, vers 8, want as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Omdat ons weet, maar hier lê die ding, nie baie mense weet nie. Weet jy, dat jy saam met Christus gesterf het? Nie baie mense weet. Omdat ons weet, sê vir jouself, dis wat ek moet weet. Dis wat ek moet weet. Dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterwe nie, die dood heers oor hom nie meer nie. En dan nie, want die dood wat hy gesterf het, toe hy sterf wie nog? Jy ook. Right. So die dood wat hy gesterf het, en die dood wat jy gesterf het. Want jy kan nie Jesus se dood alleen sien nie, want die dood was jou dood. Is my dood. Julle is by. Yes. So die dood wat hy gesterf het, moet jy ook sien die dood wat ek gesterf het. Ja. Hier, het word powerful. Het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Jo, jy is dood. Dan, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is. Maar lewend is vir God, in Christus Jesus. Halleluja! Come on! Halleluja! Wat moet jy doen? Jy moet, luister gou weer, so moet julle ook reken, dat julle vir die sonde dood is. Maak hy calculation. Ok, hy het gesterf, so ek het gesterf. Hy is dood vir sonde, so dit beteken, ek is dood vir sonde. Jy moet hy calculation maak in jou mind.
Jy moet begin bewus word, hey, daai dood was nie verniet nie, daai dood was my dood. Right, so reken jouself dood vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus. Nou, ek probeer nou net die Amplified hier in die hande kry. Maar die Amplified sê, as he is in unbroken fellowship with the Father, so are you in an unbroken fellowship, union with the Father. Tussen God en Christus is daar niks skeiding nie, daar's nie afstand nie, daar's 'n union wat nie geïnterfeer kan word nie. Jy moet ook reken dat net soos Christus een met die Vader is, soos ek een met die Vader. Sy werklikheid is my werklikheid. Yes. Amen. Amen. We are in an unbroken fellowship with the Father. Hallelujah. Hallelujah. Kan iemand opgewonde word hierso? Ek wil dit gou vir julle lees in Romans, net hier in die Amplified. This is so beautiful. This is so powerful. Dat ons kan in hierdie reality leef, in hierdie consciousness. Hey man, alles wat waar is van Jesus met die Vader is nou waar van my. Yes. Maar die meeste mense sien dit nie. Hulle sien hulle hier op aarde, swak, armsalig, patetiese sondaars. Jesus is heilig. God is heilig. Ja, Jesus is heilig, God is heilig. En as ek en jy die liggaam van Jesus Christus is, en lede is in sy liggaam, vlees van sy vlees, been van sy gebede, dan maak dit ons net so heilig. Oh, Jesus. Halleluja. Dis ons werklikheid. Dis ons waarheid. Halleluja. Sê weer. Amen. Gaan gou terug na Exodus hoofstuk 12, ek wil gou vir julle iets wees. So, jy bid nie meer, Here, ek is maar 'n armsalige sondaar. Nee. Jy kom nie na die Here toe as 'n sondaar nie. Romeine hoofstuk 5 vers 8 sê, toe ons sondaars was. Yes. As jy iets was, is jy dit nog steeds. Nee, jy kan nie meer nie. Oh, Jesus. Toe ons sondaars was. En toe een gesterf het, toe het almal gesterwe. Die sondaars in die hele wêreld het gesterwe. Amen. Halleluja. Okay, Romeine, Exodus 12. Nou ek wil gou julle iets wys wat moes gebeur, nee. Hulle het nou die lammetjie geslag, die lammetjie se bloed het beskerm hulle en dan, hoor gou hierdie is vir my, ek weet nie of die so lekker is nie, maar kom ons lees. En hulle moet die vleis, vers 8, in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode. Nou die ongesuurde brode is 'n teken van, suurdeeg is eintlik 'n tipe van sonde. Soos die suurdeeg was uit, so dit beteken hy brood is suiwer, hy is nie suurdeeg in nie, nee. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkrye ding. Die bitterkrye is ook 'n teken van die lyding. Vers 9. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai. Die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Die kop, die pootjies en die binnegoed. Hey, gebraai, afval. Nou, dit beteken die hele lam was vir hulle. Bloed en alles. Nou, ek wil net gou so 'n paar minute praat oor die kop. Die pootjies en die binnegoed. As jy Paulus praat in 1 Korintiërs, hy sê, we have the mind of Christ. Hy sê ook in Timotheus, we have not received the spirit of fear, but of love, of power, and a sound mind. Christ, as jy Colossians lees, is the wisdom of God. So, die kop sê eintlik, listen,
you partake of my knowledge, my wisdom. So, die oomblik as ons sê nou maar die nagmaal kom en sê jy, oh, hallelujah. This is my participation with the wisdom of God. Die kop van God, man. Hey! Dis nie maar net ons eet 'n brood. Jy moet met die consciousness, I am one with him. His knowledge is now my knowledge. His sound mind is my sound mind. We have the very knowledge of God. Yes. Ons het die kennis van hom. En nou skryf Johannes, hy sê, jy het nie nodig dat iemand jou iets moet leer nie, want jy weet alles. Jy het die volheid van God in Christus binne in jou. Almal van ons hier. So ons kom en ons sê, hey, I am wise. Ek het God se kennis. Ek het God se lewe, man. I think like him. I think like him. In every situation, I have a sound mind. Come on. Amen. Die kop van hom. Yes. Dis goed kop, man. Dis cool kop. Dis wat ons geniet. Nou die weet jy wat die vyand gedoen? Nee, jy mag nie eet nie. Dis sy manier om jou weg te hou van jou union with wisdom. Jou eenheid met wysheid. Hy wil nie hê jy moet jou wysheid, moet jy experience. Want hoekom? Jy moet die kop eet. Mighty God. God verwag nie van jou om op jou eie slimheid staat te maak nie. He's giving you his wisdom. Oh yes. Christ is the wisdom of God. 1 Korintiërs 1:30 sê, dat deur God is julle in Christus Jesus, wat vir ons kom word het, wysheid uit God. Yes. Christus is jou wysheid. So dit beteken, jy is volmaak in wysheid. Dis hoekom ek die titel, die ete van volmaak. Jy kom en sê jy, oh, ek eet die ete van my volmaakheid. Christus as my wysheid. I have the mind of Christ. Yes. As ek in 'n situasie is, dan weet ek wat om te doen. Yes. Want ek het sy kennis. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. En dan sê, luister, jy moes die binnegoed eet. Wat moes nou sy hart, sy maag, die kidneys, kyk jy wie laat, julle weet ons. As jou maag nie reg is nie, of nee, as jou kop nie reg is nie, dan is jou maag outomaties ontstel. Jou kop laat jou maag werk. Verstaan jy? Wat doen senuwees? Verstaan jy? So, en dis hoekom ons, as jy op een of ander manier nie lekker voel, of gestres is nie, kry vir jou nagmaal. Sê jy, dankie Here. Hier eet ek die binnegoed. U hartklop is my hart. Alles wat reg is van u is myne. Amen. Jesus Christus is nie, ons is nie net dat ons kom en ons eet 'n broodjie. Ek sê hierdie ding keer op keer. Dis jou bewustheid. Ek is een met hom. Amen. Het jy hartkwale? Is die niere nie so lekker nie? Verstaan jy? Is jou lewer nie so lekker? Whatever! Dankie Jesus. U binnegoed myne. En dan sê ook die pootjies. Nou as jy Efesiërs so stuk, as jy die boek Efesiërs studeer, ek het 'n hele reeks oor dit. Dan kry jy 3 dinge in Efesiërs. Jy kry eerste 3 hoofstukke jou sit, jou wysheid, jou rykdom, jou posisie, wie jy is in Christus. Die understanding, en dis hoekom Paulus bid in Efesiërs 1:18, hy sê, ek bid dat die Here gee julle verligte oë vir julle verstande, sodat jy kan weet
wat die hoop van jou roeping is, die rykdom van jou erfdeel onder die heiliges en die uitnemende grootheid van sy krag wat in jou werk. Die krag wat hy gewerk het toe hy Christus uit die dood het opgewek het. Hy krag is nou binne in jou, maar jy moet dit hier weet, right? En dan, as jy by hoofstuk 4 kom, dan sê, wandel dan waardig. Maar jy kan nie waardig wandel, as jy nie weet jy's waardig nie. Oh, Ek moet dit weer sê. Yes. Jy kan nie waardig wandel, as jy nie weet dat jy waardig is. So die waardigheid hier, maak dat jou wandel, jou loop, waardig en reg is. Nou weet jy wat ons probeer doen? Ons het die mense gesê, lewe reg. En hulle het alles probeer. Hulle wandel, maar hulle het nie verstaan dat hulle reg is. Jy kan nie reg leef of reg wandel as jy nie weet jy's reg nie. Yes. Jy kan nie goed genoeg doen as jy nie weet jy is goed genoeg nie. En dis die kop. Jy moet jou kop reg kry. Die feit van die Christen of van die mens is nie in sy wandel nie, is in sy kop. Right. So jy moet weet, die kop gaan maak dat jy reg wandel. En dis die pootjies. Jy sê. Right. So die wandel, die pootjies wat ons moes eet, sê ek wandel in die spore van geregtigheid. Nou kyk gou hier. As jy in iemand se spore loop, dan beteken dit daai persoon het eerste geloop. Right. So as ek wandel in die spore van geregtigheid, dan beteken dit ek loop in die spore van hom wie my geregtigheid is. Yes. Jy moet nie jou eie spore loop nie. Hoe loop iemand in sy eie spore? Ja. Ja, nee. Ons loop nie, ons kan nie. Kan nie, ja. Is onmoontlik. Ons loop in die spore van wie? Geregtigheid. 1 Korintiërs 1, Christus is ons geregtigheid. Yes. Wat beteken Christus is my lewe? Alles wat ek moet wees is hy. So ek loop in die spore van wat ek reeds is. Jesus Christus as my geregtigheid. Amen. So weer eens, kom, dankie Here, ek weet ek wandel in die spore van wat reg is. Omdat U reg is ek reg. Omdat U waardig is ek waardig. Omdat U gesond is ek gesond. Omdat U geseënd is ek geseënd. En dis wat ons kom vier. Ons kom hier as onwaardige mense. Iemand sê 'n tydjie gelede vir my, kyk die jong, hy man kan ons nou nie nagmaal het nie, daai ene kan ons nie nagmaal het nie. So nou vra ek die vraag. Glo jy sê mens dis die liggaam van Jesus en die bloed van Jesus? Ja. Nou dink jy as Jesus op die aarde gewees het, sou hy wou hê, daai man wat nou nie nagmaal kan gebruik nie, of daai vrou wat die nagmaal kan gebruik nie, sou Jesus wou hê hulle moes aan hom vat? Ja, of course. Nou sê ek nou, hoekom? Jy sê dan is die liggaam. Nou wil jy nie hê, daai man moet die liggaam kom vat, of nie bloed kom vat nie. Hoe is dit dan nou met jou? Ja. Verstaan jy? So jy glo nie regtig nie. Dis die liggaam van Christus en die bloed nie. As Jesus sou wou hê, hulle moes aan hom raak. Hoekom wil hy nie nou hê, hulle moet van hom eet? Johannes hoofstuk 6, as jy my eet, sal jy lewe en nooit sterf. Ons moet daai met hy consciousness weer begin leef, is omdat ons dit weggevat het, dat die mense so maklik sterf. Weet jy wat sê Paulus? 1 Korintiërs 11. En dis wat ons gewoonlik, ek weet nie of ek daarby sal uitkom nie, maar kom ek noem dit nou klaar. 1 Korintiërs hoofstuk 11 is die nagmaal formule, nee. Maar weet julle waar word gefokus, mos, as jy op 'n onwaardige wyse kyk? Ja. Nou kyk goed. Dan sê terwyl jy die liggaam van Christus nie onderskei nie, daarom is daar baie swakkes, sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Dit beteken hulle het gesterf. Omdat hulle wat doen? Die liggaam nie onderskei. They don't see, recognize, discern the body. Now, who is the body? Us.
En as jy nie die liggaam onderskei, discern, die body nie, dis hoekom daar swakheid is. Dis hoekom daar siekte is. En dis hoekom daar dood is. Nou as ek die werklikheid begin sien van my broer se volmaaktheid, maar wat sien ek? Swakheid. Dan manifesteer hy swakheid in my liggaam. Ek sien my broer se flaws. Nou die flaws wat ek in my broer sien, manifesteer in my vleesliggaam. Maar as ek onderskei die volmaakte liggaam van Christus, dan manifesteer die volmaaktheid binne in my liggaam. Oh yes. Oh yes. En dis wat ons moet begin sien. Ek moet die liggaam van Christus sien, verheerlik, triomferend, regverdig, sonder gebrek, sonder enige rimpel, sonder enige vlek. En dis wat in my liggaam manifesteer. Maar ek onderskei nie die liggaam. Ek is net in die vlees. Nou weet jy wat is om in die vlees te wees? Is om al die vlees goed raak te sien. Jy sien, jy ken mos, ek ken met jou in die vlees, jy ken my in die vlees. Maar Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 16, ons ken eintlik mekaar nie na die vlees nie. Ek behoort jou nie na die vlees te ken nie. Die enigste waarheid wat ek van jou behoort te weet is Christus Jesus. Yes. Wie jy is, in die gees, verheerlik. Dit is ons waarheid. Yes. Nie die vlees nie, maar die vlees het gesterf. Amen. Die vlees is dood. Daar's 'n nuwe lewe. Christus Jesus. Ons werklikheid. Halleluja. So wanneer ons kom, en hierdie, as jy dit verstaan het, dan wil jy dit meer gebruik. Maar ek weet ons het groot geword met 1 keer 'n maand. Jy wil nie 1 keer 'n maand, jy wil dit elke dag hê. Want hoekom? Jy kweek daai bewustheid van jou op 'n daaglikse basis. Volmaak in Christus. Geseënd en heilig. Sy wysheid, my wysheid. Sy rykdom, my rykdom. Die gesondheid van hom, my gesondheid. Sy wandel, my wandel. Sy oorwinning, my oorwinning. Elke dag. En ek sê vir jou, you are unstoppable. Nie 1 keer 'n maand nie. En jy weet 1 keer 'n maand, dan voel ons jy nog sleg ook, dan kom jy nie eens. Mense in die kerk wat vir 3 maande, 4 maande, hulle waag dit nie daar nie. Want hoekom? Hulle is nie waar. Oh Jesus. Hulle is honger. Hulle moet eers regkom. Hulle ondersoek vir hulle. Die lam word nie geondersoek. Julle wat ons is regtig mislei. Ons is regtig mislei. Maar dank God vir waarheid. Amen. Dank God dat hy deur sy gees aan ons oopmaak die waarheid van die skrif. En weet jy, die goed wat ek nou vir jou sê, is alles in die skrif. Al jare. Al die jare is dit daar. Maar ons het dit mos nie gelees nie. Ons het maar net gehoor wat sê pastoor. En pastoor het ook gehoor wat sê pastoor. En pastoor het ook gehoor wat sê pastoor. Want al die pastoor was nooit eens by die skool nie. Verstaan jy? Nie dat skool jou kwalifiseer nie, maar lees. Verstaan jy? Ek weet my geestelike pa, ek het vir hom gelees, hy het nie skool gehad nie. Ek het geweet waar gaan hy preek. So as hy preek, dan was my vingers klaar daar waar hy sou preek. Amos hoofstuk 8, of het nou net paar gelowiges, Amos hoofstuk 8, daar kom daar teen al die skrifte uit my kop uit. Dat daar 'n honger en 'n dors sal wees. Markus hoofstuk 16, gaan die hele wêreld in verkondig die evangelie. Verstaan jy? Johannes hoofstuk 3, as jy nie weer gebore word nie, so jy moet gedoop word. Sien jy? Matteus hoofstuk 25, die verskillende maagde as jy nou, verstaan jy? Dis al wat gepreek was. En ek het hulle geken. Watter tyd daar ook al wees, ek het geweet teen van hy moet gaan gepreek. Verstaan jy? En toe ek nou begin lees en groei, toe sê hulle vir my, jy's te slim. Jy gaan uitval. Die slim mense kom in die skande. So te keer hulle ons om te lees. Verstaan jy? Al die skrifgeleerdes het vir Jesus gekruisig. Sê, sien jy? Sy moenie skrifgeleerd wees nie.
En laat ons terughou van die waarheid van die evangelie. Amen. So terwyl hulle die liggaam nie onderskei nie. Nou kom ons gaan gou Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 2, wil ek gou vir julle iets wys. Doen jouself 'n guns en lees Efesiërs omtrent vir 'n week elke dag deur en dan bid. Lees hom, bid. Lees hom, bid. Lees hom, bid. As jy hom 3 uit 6 hoofstukke, lees hom omtrent elke dag 1 keer en bid. As jy hom 2 keer kan lees, nog te beter. Die boek Efesiërs, hulle noem dit iets the jewel. Dis die juweel van die Nuwe Testament. Thank you. So. Kyk wat ek nou vir julle gaan lees, het ek verseker so vir 'n week. Sê ek, Here, nee, dit kan nie waar wees nie. Is te groot om waar te wees. Is te groot om waar te wees. Dan kom ek en lees ek, dan sê ek, nee. Want hierdie is, julle moet donderdag aan se preek gaan luister, ek het iets gemention daarvan op Facebook, julle wat ook nou ingeskakel is. Hierdie is huge, beloved. Die een ding wat godsdienst doen, die godsdienst wil jou patheties en armsalig, maar nooit God. Enige pa se hart is dat sy kind, kom ek sê, tot sy volheid kom en groter. Daai is enige pa. Julle is by. 'n Pa wil hê sy kind moet groter as hy is. Nou dink jy God wil jou net daar onderhou. God is 'n pa. Dis net 'n God wat sy onderdane daar wil hou. Maar God is eers pa voor hy God was. Hoe noem men ons hom? Ewige Vader. Magtige God. Maar hy is ewige Vader. So sy godheid vloei uit sy Vader wees. En 'n vader wil sy kinders laat groei. God soek jou nie daar onder op die vloer nie. Ek weet, die waar is, ons het mens groot geword, jy moet by die voete van die Here bly. Die Here soek jou nie by sy voete nie. Efesiërs hoofstuk 2 sê eintlik, jy sit saam met hom in hemelse plekke. Yes. Nie by die voete nie. Slawe is by die voete. Kinders sit op die tafel. Amen. Right, kyk gou Efesiërs en vers 23. Of kom ek lees vers 22 en dan 23. Hy het alle dinge. Sê 'n bietjie alle dinge. Sê weer alle dinge. Alle dinge onder sy voete onderwerp. Ons het gesien as wat eet ons ook die voete, nee. Nee, Eksodus hoofstuk 12 die pootjies. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. So Christus is die hoof bo alle dinge, bo die gemeente, nee. Die gemeente wat sy liggaam is. Nee? Wat is die gemeente? Sy liggaam. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Kyk gou hier. Ons ken ons God, die Vader, die Seun, die wat die Woord is, en die Heilige Gees. Nou kyk die 3. Die Godheid is nie net die Vader, is nie net die Seun, is nie net die Heilige Gees nie. So hulle 3 saam is God. Nee? Julle is by. Elkeen het sy eie persoon, maar hulle is equal in ranking. Almal is ewig. Die een is die minder nie, die ander een is die meer nie. Right. So die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou sê Paulus in Kolossense dat die volheid van God is in Christus beliggaam. Julle is by. Die volheid van God
So toe Christus op die aarde wandel, toe is alles van God binne in hom. Yes. Die volheid, nee, die volheid, die volheid, die volheid. So Christus is die volheid van God. Hoor gou. Die volheid van Christus is sy liggaam. Die volheid, the completeness of Christ is his body. So sonder die liggaam is Jesus nie volmaak nie, as julle weet. Sonder Jesus is die Godheid nie volmaak nie, as julle weet. So die Godheid is nie volmaak sonder Jesus die Christus nie. En Jesus die Christus is nie volmaak sonder sy liggaam nie. Come on. So wat vir my sê, dat God en jy is een. Amen. 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 Want Jesus is nie net 'n koppie. Amen. Hy is 'n liggaam. Amen. En die liggaam is sy volheid. Die liggaam complete Jesus. En Jesus die Christus complete the Godhead. Come on. Beloved, jy sê net hier jy nie. Hallelujah. Die jy is 'n lid in die liggaam. Amen. Wanneer die kerk hierdie waarheid sien, dan leef ons goddelike lewe. Maar ons het nog net die menslike, die gevalle menslewe geleef, maar nog nie die werklike, goddelike mens nie. Amen. So die liggaam is die volheid van hom. Nou kyk gou, ek sluit nou, gaan nou een. Amen. Hoofstuk 5, kyk gou. Vers 30. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Beloved, kyk, luister aan. Jy's deel van sy vlees en van sy bene. God het besluit, ek gaan nie God wees sonder mens meer. En dis jy. God is nie God sonder sy mense. Moenie jou liggaam in die verheerlikte, gesonde, geseënde liggaam. Halleluja. So ek is deel van God. Ek is deel van God. Amen. We are one with him. Nou imagine, ons leef met hierdie mentaliteit. Dis wat Paulus skryf in Filippense, hy sê, the same mind that was in Christ, the same attitude that was in Christ should be in us. Christus kom in Johannes hoofstuk 10 en hy sê, ek en die Vader is een. Nou hy sê, jy moet so dink. Ek hou, Kolossense, ek stop. Kolossense hoofstuk 2. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kolossense 1 vers 19 en dan 2 vers 9 en 10. Want dit het die Vader behaag. Dit het die Vader vreugde verskaf. 'n plesier verskaf. Dat in hom, dis Christus, die ganse volheid van hom sal woon. Né? Dan gaan ons hoofstuk 2 toe, vers 9. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom. Die engel sê, and you are complete in him. Beloved, you are complete, lacking nothing. You are complete. You are complete. En wanneer ons na die tafel gaan, dan sê jy, I celebrate my completeness. His pure body is mine. His healthy body is mine.
The innocence of his blood is mine. As he is, so am I. Is hy siek? Nee, ek is nie siek nie. Is hy in sonde? Nee, ek is nie in sonde nie. Is hy in gebrek? Nee, ek is nie in gebrek nie. Is hy van God geskei? Nee, ek is nie van God geskei nie. Soos hy is ek in hierdie wêreld. Ek moenie soos hy word nie. Ek weet nie of julle gesien het, ons het so van die koortjies gechange. Ons is soos hy. Absoluut soos hy. Sy volmaaktheid is ons volmaaktheid. Amen. Sy liggaam is sonder gebrek. En ek en jy is deel van sy sonder gebrek liggaam. Vlees van sy vlees. Been van sy bene. Woo! Thank you, Jesus. How can you be depressed after hearing this wonderful, glorious message that you are not your feelings? You are not your circumstances. You are not what you are going through in the flesh. You're a glorified, healthy, powerful being. Oh, thank you, Jesus. Just worship him for a while. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. In you we live. In you we move. And in you we have our being. We are your offspring. Hallelujah. Thank you, Jesus. Julle is welkom om kontak te maak. Gebruik, jy gaan luister weer hierdie boodskap. Net nagmaal op jou eie, as 'n familie. Net hierdie verstaan. Ek is een met hom. Die kop, die ingewande en die pootjies. Sy wandel is my wandel. Sy wysheid is my wysheid. Sy hart van geregtigheid is my hart. Amen. Thank you, Jesus. Bless you.